Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is by die laaste hoofstuk van Jona. So dit het so vinnig gevoel. Ons is by Jona hoofstuk 4 hierdie week. En verlede week het ons gekyk hoe groot God se genade is vir 'n volk wat eintlik baie wreedaardig is, die vyande van die Israeliete. God se genade was groot oor hulle gewees. Hoekom? Omdat God kon sien hulle bekeer hulle het opregte berou getoon en hulle wou nie meer daardie dade doen wat hulle altyd meer gedoen het nie, en God het afgesien van die ramp wat Jona aangekondig het oor hulle. En hierdie week sien ons eintlik hoe God se genade verder gaan, en ons leer so 'n bietjie by Jona oor God se genade, maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Vader, dankie dat ons kan leer van u genade. Dankie dat u 'n groot en almagtige God is, en ons weet, ons is afhanklik van u, ons kan nie sonder u nie. Ons kom vra net vandag dat u woord in ons lewend word, dat u woord kom verander waar dit nodig is om te verander. Leer ons vandag ook van u genade, in Jesus naam bid ons dit, amen. Ouder gewoonte gaan die teks, die 83 vertaling op jou skerm verskyn, so kyk gerus daarna. En ons gaan hier van Jona 4 af aan. En dit volg nou eintlik maar net, dit gaan nou aan van hoofstuk 3 af, van Jona wat vertel het, die volk wat tot insig gekom het, hulle self bekeer het, en God wat sy genade teenoor hulle uitgespreek het, en nie meer die ramp gestuur het nie. Nou gaan die verhaal aan. Hieroor was Jona baie ontevrede, nou, omdat God nie die ramp gestuur het nie, want onthou Jona hou niks van die Nineviete nie, want hulle is die vyande van die Israeliete, en hy wil hê dat die Here hulle moet straf vir al die goed wat hulle doen, al hierdie wreedheid, so hy wil God se genade vir homself hou, of vir sy volk hou. Here, moet asseblief nie u genade vir ander mense gee nie, dit moet alles na ons toe kom, straf hulle, want hulle verdien dit. En dis hoe hy gedink het, nee. En dis hoekom hy kwaad geword het. Hy het toe tot die Here gebid, so nou praat hy weer met die Here hieroor en gesê, ag Here, ek het dit geweet, Here, ek het geweet, toe ek nog in my eie land was, toe hierdie opdrag aan my gegee het ek eintlik geweet wat die uiteinde van hierdie opdrag gaan wees. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. So asof hy vir die Here sê, maar ek het eintlik my tyd kom mors, om vir hierdie volk te kom vertel dat julle gaan verwoes, want ek het sommer net van die begin af geweet, dit gaan u nie doen nie, want dan sê hy, ek het geweet wie u is. Ek het geweet dat u is 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat u aangekondig het, né? Laat ons dink weer eens aan Eksodus 34 vers 6. Wanneer die Here vir Moses sê wie hy is barmhartige God, hy lankmoedig, vol genade en vol liefde, dis wie ek is, dis my karakter. En hier kom sê Jona net, Here, ek het dit geweet. Toe ek die opdrag van u af gekry het, het ek geweet, dis wie u is. U sal nie sommer net straf nie. En so ek is eintlik ongelukkig daaroor, omdat u nie daardie volk straf nie. Dan gaan hy aan, hy sê, laat ek nou maar sterf, Here. Is my eintlik beter net om te sterf. Want dit is vir my beter om te sterf, as om te lewe. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te wees? Het jy rede om kwaad te wees, omdat ek my genade aan hulle betoon het? Kos dit jou iets? Wie's jy om eintlik te sê, ek mag my genade net aan hierdie of hierdie of hierdie? Nee, dis die fout wat ons op baie keer maak. Here, daardie ene of daardie persoon verdien nie u genade nie. En ek dink dit is presies hoe Jona voel. Hulle verdien nie u genade nie, maar ons verdien, of ek verdien u genade. En dan in vers 5, Jona is toe uit die stad uit, nou klaar gepraat. Hy sien die Here sien af, die ramp kom nie. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Hoe speel hierdie hele verhaal om nou verder af? Toe laat die Here
En kyk, hier is nou weer 'n stuk van God se genade aan Jona. Hy laat 'n komkommerplant opkom en dit bo oor Jona gerank, om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Hierdie ou toestand, hierdie jammerlike toestand waarin hy is, né? En is dit nie ook 'n teken van God se genade nie? Dat God ook vir Jona wys, maar Jona, ek betoon genade aan die stad, maar ek betoon ook genade aan jou. Kyk, ek laat hierdie komkommerplant, sommer net, jy het hom nie geplant nie, jy het hom nie water gegee nie, hy het nou net eenvoudig hier opgekom en hy groei, baie vinnig groei hy oor, en hy gee vir jou skaduwee om jou te beskerm teen die natuurelemente. En Jona was natuurlik baie bly oor hierdie komkommerplant staan daar. Die volgende môre met dagbreek het God toe 'n wurm, laat God toe 'n wurm kom, en dit het aan die komkommerplant gevreet sodat dit verdroog het, so dit gaan eintlik maar dood. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. God wat genade gegee het met die komkommerplant, so kan die situasie baie vinnig verander. En Jona wat baie bly was, sy kragte word nou ewe skielik weer minder, en hy sê, dis my beter om maar te sterf, want ek ervaar nie nou God se genade nie, né? Goed, Jona, sien ons maar hier, is eintlik maar 'n baie selfgesentreerde persoon, 'n baie selfgesentreerde geloof, wil nie hê dat God sy barmhartigheid, sy liefde, sy genade, alles ween wat hy is, moenie na ander mense toe gaan nie. Hy wil dit vir homself hou, hy wil dit vir sy eie volk hou. Terwyl dit tog die opdrag van die Here is, wat sê, maar ek wil eintlik my genade aan almal betoon, ek wil my liefde aan almal betoon, dis hoekom Jesus éventueel vir almal gesterf het. Dis hoekom die Here in 'n boek soos Jesaja sê ook, ek gaan nog mense by my kudde voeg, menende, ek gaan nog volkere by my kudde voeg, dis nie net julle wat die Jode is nie, nog ander volkere ook, wil ek deel van my volk maak, en het hy dit nie inderdaad gedoen, in die Nuwe Testament, deur die kruisdood van Jesus nie. Goed, vers 8, toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant, Jona? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Maar Jona sien nie raak dat die komkommerplant God se genade is nie. Hy sien net sy eie selfsugtige omstandighede raak. Here, ek sterf nou. Maar die Here sê vir hom, kyk wat het ek vir jou gedoen. Maar jy sien dit nie raak nie. En dis die les wat die Here hier vir ons wil leer. Om miskien vanuit God se perspektief na omstandighede te kyk. Nie vanuit jou eie perspektief altyd nie. Om toe te laat dat God in jou hart kom werk, jou hart kom verander, en dat jy met die veranderende hart of God se hart na omstandighede kyk, want dan kyk ons anders na omstandighede, né, as wat ek net eintlik selfsugtig is. Want die Here wys hom daarop. Hy sê van in vers 10, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy ook nie versorg het nie. Jy is so geworry daaroor. Dis jou hele lewe, want as dit nou nie daar is nie, wil jy sterf, né? Jou klein lewetjie draai nou maar daarom. Ons het oornag opgekom, en oornag is dit dood. Vers 11, maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'n Stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. So die Here kom gee sy perspektief, vanuit genade uit. Here, moenie die genade aan hierdie stad betoon nie. Hulle is wrede mense. Hulle gee nie om wat hulle doen nie. Hulle aanbid U nie soos wat hulle U moet aanbid nie. Ons, Here, ja nee, betoon U genade aan ons. Sien, Jona selfsugtig, hy wil nie die Here met ander deel nie. Hy wil ook nie eens na hierdie stad toe gegaan het nie. Terwyl die Here dan nou net vir hom kom wys, Jona,
Kom ek wys jou gou. Ek laat 'n komkommerplant opkom. Hy gee vir jou skaduwee, maar ek vat dit weer weg. Dis my genade wat opkom, wat daar is, jy het nie daarvoor gewerk nie. So ek kan dit net sowel so vinnig wegvat. Want dis wat genade is. Iets wat ons kry, waarvoor ons nie gewerk het nie. Die volk, die Nineviete, het genade gekry van die Here. Dis kom ons het genade, vryspraak, omdat hulle gesindheid verander het. En die Here sê, ek is bekommerd oor daardie mense. Mense bekommer my. So, dis die opdrag wat ons het. Ek dink, as 'n mens kyk na hierdie gedeelte, moet 'n mens miskien sê, God se genade is baie groter as wat menslike verwagting is. Ons verwag dat God op 'n sekere manier moet optree. Maar God tree vanuit genade op. En baie meer, hy doen baie meer as wat ons dink. Daarom moenie selfsugtig wees met God se genade nie. Gaan leef so dat ander mense kan sien hoe genadig God is. Gaan leef so dat ander mense ook van God se genade kan ervaar. Deel dit graag met ander mense. Die manier hoe jy optree, die manier waarop jy dalk behulpsaam is dalk om 'n stuk genade aan ander mense te betoon. Wanneer jy omgee, betoon jy 'n stuk van God se genade. Wanneer jy liefde uitleef, betoon jy 'n stuk van God se genade. En dis wat God wil hê. Hy wil deur jou ook sy genade versprei na die wêreld daar buite toe. So, eintlik as 'n mens kyk na die hele boek Jona, ons is nou aan die einde van die boek Jona, is dit een groot stuk genade wat in rooi vet letters oor Jona se lewe geskryf staan, maar wat God ook vir ons kom sê, maar ek betoon genade aan wie ek wil, ek betoon genade aan mense wat hulle gesig weer na my toe draai, wat tot inkeer kom. En mag die Here ook sy genade aan jou betoon, mag jy dit ervaar op 'n daaglikse basis, en mag jy hom in dankbaarheid dan ook vir daardie genade eer. Kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en bestudeer dit in 'n groep of as individu, en mag dit verrykend wees vir jou. Maar kom ons sluit net eers die oë. Here, dankie vir u genade. Dankie dat u deur ons werk om u genade aan die wêreld bekend te maak ook. Gebruik ons as instrumente van u genade, sodat ons ook op daardie wyse u genade kan versprei. Baie dankie dat u genade aan ons betoon is. Here, ons bid dat u ons gebruik as instrumente asseblief. Instrumente van genade en liefde. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Aan die einde van Jona kan ek net vir jou sê, God se genade is groot. Gaan uit, gaan leef dit. Gaan uit, gaan wys dit vir mense, sodat hulle ook God se genade kan ervaar. Baie seën vir jou. Ons gesels volgende week weer as die Here wil. Groete.